Greetings and welcome. Yes, it is Tuesday between 2:30 and 3, and that means it is time for this week's edition of Salt and Light. And this is the Cyber Hitchhiker introducing you to today's show. And this week we have got some more testimony time. We all love hearing stories of how God has worked in people's lives and how he has changed them. And today's story is no different. We have this one for, I think, most of Joy Radio's listeners. This is a Afrikaans edition of Salt and Light. And we have Sandre Lutz, who got together with a gentleman by the name of Elroy Watson, who has been part of the ministry at KwasiSabantu here in Cape Town for the last couple of years. But I don't want to give too much away. You'll be able to hear for yourself exactly where Elroy comes from and how God has worked in his life. Enjoy. Verder het ons meneer Elroy Watson. Hy is tans op die sending. Getrou is hy hier saam met ons. En ook vir ons luisteraars wat nou vir die eerste keer inluister, KwasiSabantu sending. Miskien mag dit vir u baie vreemd klink, 'n vreemde Zulu naam. Nou, KwasiSabantu beteken 'n plek waar mense gehelp word. Net so vinnig 'n bietjie agtergrond. Dit is nie 'n rehabilitasiesentrum nie. Ons probeer geestelik mense help. En baie van die sendlinge en werkers wat daar tans woon, wat so min of meer onder die 40 mense is, hulle is geroep. Hulle voel die Here het hulle geroep en hulle is tans daar besig. Werk daar, ook die verskillende projekte wat daar aan die gang is. Soos u al seker ook gesien het, die Equalay water, wat u gesien het en miskien ook seker gebruik in die huis. Dis ook 'n produk van KwasiSabantu sending. En dan het hulle ook verskeie ander projekte ook, waar mense van buite werk en ook mense wat voltyds geroep is op die sending. Nou, ons sal u nie laat wag nie. Ons het vir meneer Elroy Watson. Hy sal vanaand sy getuienis met ons deel. Baie welkom hier by ons vanaand. Baie dankie. Goed. Goeienaand luisteraars. Dit is my voorreg vanaand om hier te kan wees en om 'n getuienis vir die Here Jesus Christus te wees, wat hy in my lewe kom doen het. As ek so terugdink, 2019 het ek aangekom hier by die sending op Morrison, Mamasbury. 'n gebroke mens, 'n mens wat in die dwelmbedryf was, 'n dwelmroker. Maar kom ons kyk waar het dit begin, 'n bietjie wat tel van my agtergrond, hoe ek groot geword het. Ek is die tweede oudste van 13 kinders, gebore in 'n plek Noordhoek, maar met die apartheid jare het hulle ons geskuif na 'n plek genaamd Oceanview toe. En omdat ek die baba was, het daar nog 'n kind gebore geword, my jongste broertjie, in Oceanview. En daar het die probleme begin. Ek het al jaloesie in my hart gehad. Ek het al haat in my hart gehad, nog voordat ek dit kon spel, of voordat ek dit kon skryf. Het hy sondige natuur al begin plek vat in my. Dis daai wortel wat ek in hierdie tyd moes uittrek. En hoe ek daai sonde kon bely het, dat die Here my moet help om daai wortel uit te trek van haat, want dit was die deur wat oopgemaak het vir baie ander dinge. Daai broertjie van my het ek gehaat, ek het beklei met hom. Die jaloesie was, hy kry die aandag by my ma en by my pa, waar ek geglo het ek moet die aandag kry. Maar wat ek julle wil vertel is ook die huis wat ek in groot geword het. Ek het groot geword in 'n baie bevoorregte huis. As ek praat van bevoorreg, dan praat ek nou nie van 'n goue lepel in die mond nie. Vir my is 'n bevoorregte huis waar die woord van die Here lewe,
waar die Here Jesus Christus vir jou voorgehou word. Tot ek my verstand kon kry, was my pa, hy was die een wat geglo het in die Here Jesus Christus. My ma was die kerkvrou, sy het behoort aan 'n denominasie. Maar die rol wat my pa gespeel het in die huis, was 'n baie voorbeeldige man in die huis, uitgelewe vir die Here. Hy het ook geglo in sondebelydenis, hy het ook geglo in regstel, waar hy verkeerd gedoen het aan mense. En so het ek opgegroei in hierdie huis waar ek Sondagskool gegaan het. Goddelike huis, Christelike huis, Sondagskool. Ons was na die jeugdienste toegelei. Maar daar het 'n tyd in my lewe gekom, baie jonk, soos ek gesê het, ek was jaloes op my broer en suster en dit het my rebels gemaak. En die een wat ek geteken het, was my moeder. As ek so terugdink vandag, sien ek nog haar gesig. Die uitdrukking van moedeloosheid vir die kind. Sy het al een keer vir my gesê, wat met die kind? Hy is soos 'n kanker in my lewe. En ek het begin beklei en ek het met die ander broers ook begin beklei. Hulle het my al die bynaam gegee, Buffel, dis 'n naam wat ek gehaat het. My ma het gesê, maar die kind, wat is verkeerd met die kind? Hy's 'n baie nors kind. Maar so het ek begin my ma teiken. Skole wil ek nie bygewoon het nie. Ek het begin rebels op te tree in die huis. Alles gedoen wat my moeder kan hartseer aandoen. Want ek het geglo, hierdie een word bederf en ek word afgeskeep. So het ek aangegaan. Elke aand 'n pak sla as my pa die werk gekom het, 'n pak sla was daar by my. En ek kon gesien het, as ek terugdink nou aan my ouers se gesig, die hartseer wat daar is, as 'n ouer sy kind moet tug, maar tog, hy moet dit doen, en hy wil sy kind op die regte pad bring. En so het ek aangegaan, net erger aangegaan. In ons kerk was daar 'n vrou, sy het 'n seun gehad wat behoort het aan die 26 bendelede. En ek het begin hierdie persoon te admireer, van waar ek gegaan het en gestaan het later in my tienerjare, het ek hierdie persoon dopgehou. En ek het ook begeer, want die persoon het gelyk asof hy autoriteit het oor ander mense, of hy regeer en beheer oor ander mense het. Hierdie persoon het aan my soos 'n held geword. Daai persoon het lewe nie meer vandag nie, maar ek het bevriend geword met hom, en saam met hom het ek my eerste mentorskyp getrek. Later, soos ek hom saam met hom beweeg het, was dit petroldiefstal. Dit was hartseer vir my ouers om hierdie dinge te aanskou. Maar al die tyd het ek geweet, daar is 'n pa wat bid vir my. En ek was as ek so stout gewees het, of as gevaar gekom op die pad, was ek baie vreeslik bang om dood te gaan. Ek het geweet, as ek my oë gaan toemaak, dan gaan ek verlore. En so het tyd aangegaan, tot ek nog meer drugs begin gebruik het, nog meer 26 vriende geontmoet het. My ma het my 'n warm bord kos gegee, 'n slaapplek, maar ek het gekies om buite liewers in 'n stikkende kar te slaap, want ek het geglo daar is ek vry. Maar wat ek kan sê vanaand is vir die jong manne ook. As jy voel jy wil jou ma en jou pa se huis verlaat, jy kan nie meer onder hulle reël staan nie. Laat ek jou sê vanaand, jy gaan uit in daai wêreld. Jy gaan by groepe aansluit, jy gaan by bende aansluit, wat erger as jou ma en jou pa se reëls is. Jy gaan later 'n uitkoms soek, maar dit gaan nie wees nie. Hulle gaan vir jou sê daar is 'n hek in, maar daar is nie 'n hek uit nie. Maar kom ek sê julle vanaand, dis 'n leuen. Ek dank die Here
dat ek gekom punt het dat die Here sê, ek is die weg, ek is die waarheid, en ek is die lewe. En so het ek betrokke geraak, op die hof gestaan, ek het dames geontmoet, hulle het swanger geraak aan my, ek het besef, ek gaan maar nou niet aan met my dinge, ek gaan nie kinders onderhou nie, baie keer op die hof gestaan, onderhoud, maar ek dank die Here, dat ek nooit die voorreg gekry het, om in die gevangenis te gaan nie, om tussen bendes te kom, wat vir my die nommer sal maak nie, want ek is dankbaar teenoor die Here, as ek terugkyk vandag, hoe ek my siel aan die Here, aan die duiwel sal verkoop het. Ek dank die Here, as ek terugkyk vandag, hoe die Here die troondeur op my toegehou het, hoe hy my bewaar het. En ek is bitter jammer vanaand, as ek so terugdink, aan wat ek mense aangedoen het, miskien nie mense vermoor nie, maar beroof, besteel. En ek het die voorreg gekry, 2019, kom ek hier by Morrison aan, in Malmesbury. Eers my suster se seun, een seun was hier gewees. Hy het teruggekom, hy het my vertel van hierdie plek. In die begin, ek het nie notisie gevat nie, maar later is dit daar soos iets wat 'n geveg binne my gewees het. Gaan na daai plek, gaan na daai rehabilitasiesentrum toe. En ek het hier aangekom, ek het uitgevind, nee, dis nie 'n rehabilitasiesentrum nie. Dit is 'n plek waar mense gelei word na die Here toe, waar mense gelei word hoe om sonde te bely, hoe om jou verlede reg te maak. As ek so dink, in my tienerjare het ek 'n belydenis gemaak, en dit is so baie mense dit vandag nog doen. Hulle neem die Here aan, maak 'n belydenis, pak alles in een mandjie, nee, alles is alright. Maar ek is baie dankbaar teenoor die Here. Hier op Morrison het ek 'n counselor geontmoet, en hy het my die weg gewys hoe om jou lewe te herstel. En vir my was dit so Samson. Die dag toe Samson op na Gaza toe gegaan het hy daar 'n vroumens geontmoet. Die Palestynë het hom omsingel. Hy het geontbreek van die Palestynë. Hy het die deur op sy skouer gesit. Hy was vry van die stad, maar die deur was nog op sy skouer. En so as ek geleer dat jy kan kom na die Here toe, maar daar is nog dinge wat moet reggestel word. En ek kon my sonde bely het, wat die Heilige Gees vir my te voorskyn gebring het, op tot nou nog toe. Dank ek die Here vir die Heilige Gees, wat ons lei in die hele waarheid in. En ek kon teruggegaan het, en regstel, ek dink die dag toe ek na my moeder toe gegaan het, en ek kon vir haar gesê, Mami, ek vra om vergifnis, ek wil haar alles vertel wat ek gedoen het, maar sy het gesê, asseblief my kind, ek weet al reeds wat jy gedoen het, stop net daar. Mag die Here saam met jou wees. En ek kan sien die blydskap in my ma se hart, toe sy hoor ek het die Here die dag aangeneem. Ek dink aan die tyd, hoe ek buite geslaap het. Ek het susters, ek het broers, maar daar's een suster met die naam van Valencia. Ek het baie op haar plek se stoep gaan slaap, net om vry te wees, om buite te wees. En sy kon my baie aangemoedig. Sy het my aangemoedig en sy het geglo, daar is hoop vir my, ek gaan verander. Sy het my gesê altyd, jy gaan verander, ek glo so. En ek dank die Here vandag, daai woorde het waar geword. En vandag is sy ook by die Here. Menigte van ons kinders is by die Here vandag. En so het ek gekom, hier begin werk op die sending. En Oasis Abantu het vir my baie beteken. Die mense het ek gesien, haar is geen soos rassisties nie, dis iets wat in my hart gewees het, met die apartheid opgroei, was daar baie rassisme in my hart. My ma het altyd vir my gesê, ja Roy,
al die wit mense is nie dieselfde nie. Dan sê ek, mami, ja, maar hulle het 'n 2-jarige kind uitgesit. Ek was daai baba gewees, 2 jaar oud, het ek uitgewerk toe ek ouer word. Nou, wat 'n hart het hulle gehad, en ek het begin haat vir die blankes gekry. En die bende vriende wat ek ontmoet het, hulle het soos broers in my gevoel, want hulle het gesê, nee, die blankes het gevat van ons voorouers, nou ons moet gaan rook, ons moet gaan steel in hulle huise, ons moet nog gaan terugvat, en ek het dit geglo. Wat die duiwel, hy gebruik ons so, hy maak ons toe, hy laat ons dink, almal hierdie dinge is waar, nou gaan ons, maar ek dank die Here, ek is uit daardie vriendeskap, ek het nou broers en susters hier op KwaZulu-Natal. En ek onthou nou, eendag gaat ek op na Natal toe, daar by ons hoofsending. Ek het 'n tydjie daar gewees. Nou die oom wat hierdie werk begin het hier op Morrison, hy was ook daar in Natal. En die persoon wat na die oom gekyk het, die oom het beroertes gehad, die oom is swak, hy sit in 'n reistool, iemand moet na hom omsien. Het hierdie persoon wat na hom kyk, het teruggekom Kaap toe. Maar hierdie persoon het ook vir my gesê, hy gaan terug Kaap toe, moet ek na hom kyk. En ek dank die Here vanaand vir daai skool wat die Here my gegee het. Vandag is daai rasisme uit my hart uit. Jy weet oomie wat ek nou na kyk. Vandag as hy 'n pyn het, dan voel ek saam met die oomie. Ek is so dankbaar vir die gees binne my wat die Here geherstel het. Dat ek werklik kan sê en die statement maak, my hart is gerevive. Ek is deel van 'n revival. As jy sê jy is deel van 'n revival, jy sê jy is wedergeboorte. Die Here het vir jou 'n nuwe mens gemaak. Nou so selfs wil ek vir elke jongman en jongdogter sê vandag, die raad wat ek vir julle wil gee is, die vrug van ongehoorsaamheid is bitter. Dis eier die tronk, dis eier die dood. Vir jong dames wil ek sê, die vrug van ongehoorsaamheid, daar gaan 'n tyd kom wat jy 'n swangerskap het, baie kies abortus, baie kies die kind, maar dis 'n burden vir jou lifetime, dis die vrug van ongehoorsaamheid. So, aan ouers kan ek ook sê vanaand, bring die Here in die huis, bring die Here in die huwelik, en hulle sal 'n gesonde familie hê. Ek dank die Here dat ek reg kon gestel het met my kinders, ek geniet my kinders vandag, en dat die Here my selfs vorentoe sal help, om vir ander 'n lig te wees, hier op Morrison, op die plaas. Baie dankie. So, dis wonderlik. Ja, luisteraars, dit is wonderlik wat die Here vir 'n mens kan doen as jy alles op die altaar sit. En baie belangrik ook, u het 'n baie belangrike punt ook genoem wat ek net wil terwille van ons luisteraars net bietjie onderstreep, dat ons luisteraars verstaan. As ek dink ook aan die jong manne wat hier kom vir hulp, dan hoor 'n mens maar hierdie onderliggende ding ook. Ja, daar is verwerping, daar is bitterheid as gevolg van afwesigheid van 'n vaderfiguur en so. Dis maar grootendeels die wortel meeste van die tyd met ons jong manne spesifiek wat hier kom. Maar iets 'n interessante feit ook genoem dat, ek wil dit net terwille van ons luisteraars, wil ek dit net bietjie duideliker maak, dat u het genoem dat u ouers het onderskeid gemaak. Dit was u ouers wat onderskeid gemaak het met u broers en susters in die gesin. Is dit wat as ek dit so verstaan? As ek moet regstel dat sê my ouers het hierdie baba getref soos 'n baba. Ja. Maar dit is maar my sienswyse gewees. Ja. Dat ek het gesien hulle maak onderskeid en so. Ja. So ek kan vir ouers sê, wees maar versigtig wanneer daar nuwe babas inkom en Ja. ek het selfs iemand hier geontmoet waar daar 'n nuwe baba in die familie was, Ja. en ek kon hulle waarsku,
om te kyk na die tweede een se optrede en hulle het my gesê, Ja. dit is so, die kind is baie verander en ek kon hulle bemoedig, gaan goed te werk met hy kind. Ja. Ja, dit is baie belangrik want veral moeders, ons verstaan, die moeder is sy is die anker in die huis en sy is so oorweldig met baie verantwoordelikhede. Daar's so baie uitdagings in 'n gesin en om ook nie die behoeftes van die res van die gesin en van die kinders te verwaarloos nie. En dis absolute roeping en dit is hoekom ek haal my hoed af. Ek is self 'n moeder dat ons versigtig moet vorentoe gaan en ook aandagtig moet sien en kyk as daar iets is, 'n afwyking by ons kinders, dat daardie oop verhouding daar moet wees. Ek dink daar is nie meeste van die tyd as ek so lees ons jong mense is asof daar nie meer so oop verhouding is tussen kinders en hulle ouers nie. Asof daar's 'n geslotenheid, asof kinders baie agter 'n masker is en daar's nie daai oop kommunikasie nie. Is ek reg as ek dit so sê? Ek sal sê, as 'n mens kyk, as jy volgens die stelsel van die wêreld gaan en die Here Jesus, as jy 'n Christelike familie vat en die Here is in 'n familie. Kyk, in ons geval was dit, my pa was gered, my ma was 'n kerklike vrou, het nie gerook en drink nie. Maar tog het die ongehoorsaamheid ingetree. Ek het gelees in die boek van Job. Job was 'n opregte man, maar die kinders was weggevat van hom. Maar die Here het gesê aan Satan, sien jy my knegt Job? Daarom kan ek ook aan Christelike ouers sê vandag, die kind neem 'n besluit, maar die Satan kan nie deurbraak kry by die ouers nie. Hy gaan daai weakest link soek by die kind. En daarom kan ek self vir die kinders vra om hulle ouers te verdedig, dat die Satan nie by hulle ongehoorsaamheid moet inkom nie. Soms het my ma gevra, nou, wat is die oorsaak? Maar my pa het ek nooit gehoor sulke goed vra nie, want hy vraag, hoekom en waarom kan 'n sondige vraag beantwoord? Waar is die Here? Soms en dan misgis ons die Here se geduld en die Here se absence. Dan dink ons die Here is absent in ons lewe. So die Here in die lewe is maar net ook, die kind kom tot 'n besluit van reg en verkeerd, dan is dit die kind se besluit. Soms wil ons die ouer blame of so, maar dan is die oop verhouding ook daar kom 'n tyd wat die kind besluit, dit was my ervaring, ek wil dit doen, ek wil dit doen. En dan sê die Here tog in sy woord, die ouer sal nie kan staan vir die sonde by die kind nie en die sondes, die kind sal ook nie kan staan vir die sonde van die ouer nie. Elkeen sal voor die Here self moet staan. Vir alles 'n kind weet wat is reg en verkeerd. Dan is dit sy eie of haar eie keuse. Ja, en dan as ons nou kyk met die media, die geweldige rol wat die media ook speel en ook waaraan kinders blootgestel word in die skole. As jy sien, vandag is die rolle heel anders. Kinders, skoolleerders het onderwysers geword, onderwysers het leerders geword en die rolle ook selfs in die huis ook het ook geskuif. So daar's baie uitdagings vir ons jong mense, soos u sê, dit is so. Ons weet baie keer, ons gewete, ons weet wanneer ons reg gaan en wanneer ons verkeerd gaan. En daarom is dit so belangrik vir ouers om een te wees, as pa en ma een is in hulle besluite. Dat daar geen opening is vir 'n kind om tussen die twee 'n wig in te bring nie. So ja, ek dink dit is 'n onderwerp wat 'n mens baie kan oor praat. Maar ek wil net vinnig vir u vra, wat het u geleer uit u lesse met die persoon waarna u nou op hierdie oomblik na omsien? Watter 2-3 lesse het u geleer? Want dit is 'n voltydse werk, 24 uur, 7 dae 'n week en dis absoluut alles op die altaar. Om die waarheid te sê, daar het ek meer as 2-3 lesse geleer. Ek onthou in die begin, toe ek na die oom moet begin kyk, my counselor het my gevang hier van môre Sondag na Natal toe. Ek moet of ek nie 'n klein tydjie na die oom kan kyk nie. Dat het gelyk my wêreld sink in mekaar. Wat weet ek van 'n ou oom? Wat weet ek van 'n man kyk? En soos tyd aangegaan het,
het ek vir die Here gevra, Here, help my asseblief. En die vers het tot by my gekom, jy moet jou broer en jou suster hanteer asof dit die Here self is. Eendag het die oom gelê op die bed, en ek het gedink, ek gaan nou hierdie oom hanteer, asof hy die Here is, maar niks het vir my gehelp nie. Dit het nog altyd frustrerend. Tot daar in my binneste 'n stem gekom het, 'n gedagte gekom het. Dis nie in die oom wat jy die Here moet sien nie. Dis in jouself wat jy die Here moet vorm kry. En ek dank die Here. Deur daai oom het ek geleer geduld, liefde. Ek wil net hierdie een ding deel nog. Daai oom het my geleer om nie net te dink wat jy wil nie. Daar was eendag in die kombuis terwyl ek so besig was. Toe roep die oom my, hy wys so met sy vinger altyd. En ek dink by myself, wat moet die oom nou weer hê? En toe die oom my roep, wil hy maar net vir my sê, baie dankie, ek is lief vir jou, baie dankie vir wat jy doen. En dit was 'n wonderlike gedagte. Die oom het my geleer om nie te dink net wat ek wil nie, en net te doen wat jy wil nie. Gee jou totaal oor aan die Here, en die Here sal jou bystaan. Ja, net vir ons luisteraars, net 'n bietjie agtergrond gee. Die persoon na wie meneer Elroy Watson na omsien, het 'n paar beroertes gehad. So hy is letterlik, hy kan niks meer vir homself doen nie, letterlik niks nie. So hy tans in 'n rolstoel. Ja, soos ons gesê het, hy kan self sy spraak is aangetas, en ja, so hy het voltydse hulp nodig. So ja, dis wonderlik, ons almal gaan oud word, en dit is wanneer 'n mens totaal afhanklik is van iemand anders, dat 'n mens besef, maar ek gaan ook nog daai roete moet gaan, en wat 'n mens inbou in iemand anders, dit is wonderlik, dat 'n mens daardie lesse kan leer, en die Here verryk 'n mens daardeur ook, geestelik. Nou ja, ek wil ook net genoem het van wat meneer Elroy Watson ook gesê het van berader. Nou, die beraders hier op KwaZulu-Natal sending, alles wat die jong mense en besoekers wat die sending kom besoek, wanneer die Here hulle oortuig om hulle lewe skoon te maak, om werklik waar diep te gaan in hulle verlede in, tot die wortel van die probleem. Want baie keer is maar net dwelms is nie die simptome, alkohol is nie die simptome, losbandigheid is nie die simptome, iewers diep binnekant het iewers iets verkeerds gegaan in jou vroeë jare. So ons op die sending hier moedig ons almal aan deur die dienste wat hulle bywoon 2 keer 'n dag, dat almal hulle lewe deeglik sal ondersoek. En wanneer hulle gaan om te beraad, alles wat daar bespreek word is konfidensieel. En dit is 'n gesprek tussen die beraader en die Here. So ons kan regtig met volle vrymoedigheid kan getuig hoe baie is al gehelp. En nie almal is geroep om hier te bly nie. Ons almal kan op een plek bly nie. Baie van die jong mense gaan uit na hulle gemeenskappe en maak 'n groot verskil. Daar is so baie getuienisse wat ons kan deel, maar ons tyd is besig om uit te hardloop. Ek wil graag net vir u aanmoedig om ook hierdie nommers te skakel. As u so lank 'n pen kan nader bring, pen en papier. Terwyl u dit doen, gaan ek so lank ook ander afkondigings maak. Ons het binnekort met die volgende skoolvakansie het ons weer 'n jeugkamp. Dit sal dan DV weer by Hefsiba kampterrein wees in Wellington. Ja, dit is Hefsiba kampterrein in Wellington. Die datums is die 31ste Maart tot die 1ste April. Dit is vir 5 dae en dit is absoluut gratis. Al wat ons verlang dat die jong mense dan miskien met 'n groepleier, as dit moontlik is, kan kom, as hulle 'n groot groepie is. Dit sal wees seuns en dogters vanaf die ouderdomme 13 verkieslik tot 18 jaar oud. Dan vra ons vriendelik ook of hulle met hulle eie vervoer kan kom. So almal is welkom, asseblief. Almal is welkom, en as u ook weet van skole
wat ons kan besoek en ook met jong mense kan praat. Ons is tans besig om skole te besoek op die Kaapse vlaktes, so neem gerus gebruik van hierdie geleentheid. Dit sal dan wees die 31ste Maart tot die 1ste April die kamp. Goed, ek glo u die pen en papier al reg. Dit is Tinus loods 082 6580 700. Ek herhaal geweer, Tinus loods 082 6580 700. Dan die volgende nommer, Edward Davids 072 741 0406. Ek herhaal weer, Edward Davids is 072 741 0406. En dan laastens Lydia Vrey. Sy is die koördineerder vir die skole wat besoek word. So u kan graag ook vir haar ook kontak 066 188 5836. Kom ons herhaal dit net weer. Lydia Vrey 066 188 5836. Ek sien ons tyd is verstreke. Baie dankie vir elkeen wat ingeskakel het. En as u enigstens wil kontak maak met ons sending, ons nommer is 022 485 7548. Right, and that is pretty much all we have time for this week. Only have time for a quick goodbye, and to always say to those that tune into Joy Radio, thank you for tuning in, thank you for engaging with us, thank you for being part of the Joy Radio community and family, and we hope that you tune in every day to Joy Radio via the app or from the website. But for now, this is me saying goodbye, and we will catch you on the airwaves tomorrow night for This is Crossfire with the Cyber Hitchhiker between 6 and 7 p.m. every Wednesday, only on Joy Radio. Goodbye and God bless.